Goeiedag, andermaal is dit vir my voorreg om u weer te groet hier in die Weeslig kantoor. Ons het heerlike reën gehad en ons dank die Here daarvoor, want God is goed. Uit sy goedheid is daar nie einde nie. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie dat ons weet dat u altyd in beheer is, dat u ons God is. Here, en ons vertroue is in u. Ons weet waar u vandaan kom en waarheen u op pad is met ons. Here, laat u naam geheilig word en elke luisteraar hierdie woord sal inneem en deur die Gees ons sal lei. In Jesus naam. Amen. Die tema wat ek oor gebid het is, wie is jy in Christus? Ons leef in 'n wêreld waar mense so oneg voorkom. Iemand sê vir my, ons almal dra maskers. Maar wanneer jy Jesus aangeneem het, verwyder hy jou verlede en jy word 'n nuwe mens, sonder verlede met 'n wonderlike toekoms. Ja, jou getuienis vertel ander van wie jy is, as jy die waarheid in jou het en laat die waarheid jou lei en jou regeer. Dis in Johannes 8 vers 14 waar Jesus kom nadat die Fariseërs met hom geredekavel het oor wie hy is en waar sy gesag vandaan kom, wat Jesus hierdie woorde vir hulle sê. Even if I do testify on my own behalf, my testimony is true and reliable and valid. For I know where I came from and where I am going. But you do not know where I come from and where I'm going. Ja, Psalm 103 vers 11 verklaar dit so mooi. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Hulle het nie verstaan van waar hy kom nie, maar hy, omdat hy die Vader is, het vrees en ontzag gehad vir sy hemelse Vader. U en ek word daardeur dan aangespoor om die vrees van die Here en sy gesag in ons lewens te erken. Om God te vrees is om te besef wie hy is, die Almagtige, wat alwetend en alomteenwoordig is, ja, wat altyd regverdig is in alles wat hy doen. Nou skryf Paulus vir ons in Filippense 2 vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Ja, ons moet streef en aktief na ons geestelike volwassenheid en die ontsaglike geïnspireerde vrees en bewing hê voor die aangesig van die Here. Ons moet gebruik in ernstig versigtigheid en kritiese self-evaluering om enigiets te vermy wat God kan aanstoot gee of die naam van Jesus kan diskrimineer wanneer ons in hierdie wêreld is. Jou en die toewyding aan die Here moet meer op Christus gefokus wees sodat jy nie deur jou eie sieninge van God afvallig word nie. Jesus se goedheid het nie perke nie. Ja, hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. Dis die hart van die Vader. God gee werklik om vir mense wat na hom toe gaan. Die mense wat besef wie hy is en Jesus aanneem en hom vrees. Ja, sy goedheid is vir ons en het geen perke nie. Daarom het hy verklaar in Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder ek jou oortredinge van jou, as jy net in my wil glo. Ja, ons almal bely dat Jesus het ons sondes op hom geneem. Sy genade en sy liefde het vir ons gekom sodat ons 'n verlede wat daar was,
skoon gewas kan word deur die bloed van die lam. Ons sondes en ons ongehoorsaamheid verwyder hy van ons so ver as die ooste is van die weste. Ja, daar is nie 'n pool aan die ooste en die weste nie. Dit beteken dat as jy in 'n vliegtuig sou ry of op 'n manier om die uit sou gaan uit hierdie wêreld uit, daar nie 'n einde is aan God se liefde nie. U en ek moet egter besluit of ons God so gaan dien in gees en in waarheid. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê hierdie woorde: moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in hierdie wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe wat hoogmoed is nie uit die Vader nie, maar is uit hierdie wêreld. Ja, ons sê ons is kinders van die Allerhoogste God, maar tog staan ons met die een voet in die wêreld. Die liefde van God wat hy in ons hart uitgestort het ons dalk een kant toe gestuur, maar die Here sê, hierdie wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van die Vader doen, bly vir ewig. Titus 1 vers 16, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik is vir die goeie werke van God. Jou ou lewe is verby, ja, die nuwe het gekom. En dis wat 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 18 vir ons so mooi verklaar. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur sy seun Jesus en ons die bediening van die versoening gegee het. Ja, dit is belangrik dat ons Skepper sal ken en weet dat hy ons sy vriend noem. Dis in Johannes 15, 13 tot 16, groter liefde as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gegee het. Jesus sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitverkies. Ons behoort dus aan God. Jy, vriend wat na my luister, as jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, en jy doen die wil van God, soos Jesus hier beveel het in die vorige teksvers, is jy sy eiendom, want hy het jou uitgekies. Jy behoort aan hom. Deur die wedergeboorte het jy God se eiendom geword, omdat jy in Christus gebore is, en omdat jy in sy eiendom is, het hy jou duur gekoop het. Hy sal sorg vir sy eiendom en hy sal altyd by jou wees. Jy behoort nie meer aan jouself nie, maar aan God, omdat jy hom gehoorsaam het, deur Jesus en God die Vader by jou kom laat woon het. Ons moet 'n besliste besluit in ons lewe maak. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, of weet julle nie dat julle liggame tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. Ja, ons is gebou op sy liefde, die liefde wat die Vader vir ons het, deur die liefde wat Jesus vir ons kom bewys het. Die masker is afgehaal.
Ons moet vir onsself erken en sê as ons nie in die waarheid lewe nie. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde wat uit God is, het hy en in elkeen van ons is uit God gebore en wat hom ken. Hy wat nie lief het, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde tot ons van God geopenbaar, dat God sy enigste seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hoor mooi, hy het sy seun gestuur, sodat ek en jy in hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Solank jy in God bly, sal jy die geestelike vrug dra, want God het gekom, sodat hy kan snoei in ons lewens. As jy in hierdie dag nog met 'n masker van onvergewensgesindheid sit, as jy met 'n masker loop van haat in jou hart, as daar is in jou lewe iets wat jou weerhou, kom na die ware wynstok toe en die landbouer, die Vader, dat hy daardie takke uit jou lewe uit kan uitsny. Ons ou mens moet afsterwe. Ja, met al sy begeerlikhede, dat ons moet wegdraai na die lewe en Jesus volg. Om Jesus te volg moet jy gereeld in gebed met hom praat en sy woord lees. Jy kan nie vir Jesus volg as jy nie in sy weg is en sy weg ken waarheen hy is nie. Want dis wat hy verklaar het. Hy sê, Fariseërs, julle weet nie waarheen ek op pad is nie. Want julle ken nie God die Vader nie. Julle is witgepluisterde grafte en van binne doodsbeendere. Ons moet besef, ons het God nodig. En wanneer hy dan in ons is, en ons in hom, soos wat Johannes 15 sê, bly in my en my woorde in julle, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, sê Paulus? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal julle nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? God kan alleen in jou wees, as God in jou lewe is, en jy hom vrees en hom gehoorsaam. Ja, daardie heilige respek wat jy vir hom moet toon, draai om van die sonde, sodat jy in geregtigheid voor sy aangesig kan lewe. Jou gesindheid moet verander. Jy moet die gesindheid van Jesus neem. Filippense 2 vers 4 tot 8. Julle moet nie alleen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander se belange. Daardie liefde wat ek vroeër vir u genoem het. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. As ek sukkel met iets in my lewe, kan ek nie anders as om na die kruis toe te hardloop en sê, Here, ek wil graag by u uitkom. Help my, Here, ek wil hierdie masker wat ek het, wil ek afhaal. Here, ek vra om verskoning, Here, vergewe my. En dan kan ons by daardie plek kom waar ons kan begin verklaar. Ons is 'n uitverkore geslag wat moet leef en waardig Jesus se gesindheid van diensbaarheid moet aanneem. Ja, ons moet onsself verneder en nie in hoogmoed lewe nie.
1 Petrus 2 vers 9 tot 10 sê hierdie woorde, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Wat is my en jou doel in hierdie wêreld? Om ons getuienis van Jesus se karakter, wat in ons ingesetel is, uit te dra in hierdie wêreld. Ja, ons moet 'n verskil maak. Ons moet verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Is daar nog duistere dinge in jou lewe? Ons is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk toegewy aan God, in gehoorsaamheid, 'n eie soortige volk, 'n verbond wat ons deur die bloed van Jesus Christus het. Ja, die grootste wonderwerk is dat God kom en hy haal ons uit die woestyn uit en hy bring ons in die ewige heerlikheid van die Vader in. As jy deur die waters gaan, sê Jesaja 43 vers 2, ek is by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie. Ek en jy het hierdie opdrag om deur die Gees van God gelei te word, sodat ons in oorwinning kan lewe van een oomblik na die volgende oomblik, van een gestalte na die volgende gestalte, verander word van die glorie van die heerlikheid van God. Ek en jy moet in die Gees van die Here elke oomblik van die dag die goedheid en guns van God in ons dra, maar ook uitdra, dat die wêreld daar buitekant Jesus kan ken. Wat is jou getuienis? Kan jy in hierdie dag waarlik sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Laat ons dan hierdie woord in ons hart bære, sodat ons werklik Jesus vir die wêreld sal wees. Amen. Hemelvader, dankie vir hierdie boodskap. Dankie Here dat ons onsself in U kan sien, dat ons in en deur U kan lewe. Dankie Here dat U ons gebruik sodat ons waarlik lig kan wees, die sout van die aarde, sodat ons, Here, U naam kan verheerlik. Word dan groot gemaak in alles wat ons doen. Ja, net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe, en ons sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Ek groet U hier uit die Lighuiskantoor. Mag die Here met U wees, in Jesus naam. Amen en amen.